1 Samuel hoofstuk 6. Vir 7 maande lank het die ark van die Here in die Filistynse land gewees. Die priesters en die waarsêers van die Filistyne is bymekaar geroep en daar is aan hulle gevra: wat kan gedoen word met die ark van die Here? Wat moet ons saamstuur wanneer ons dit hier vandaan wegstuur? Toe antwoord hulle: moenie die ark van die God van Israel leeg terugstuur na sy plek toe nie. Daar moet beslis 'n skuldoffer saamgestuur word, sodat julle weer gesond kan word. Dan sal julle ook beter verstaan waarom sy hand so swaar op julle gerus het. En hulle vra: wat 'n skuldoffer moet vir hom saamgestuur word? Toe antwoord hulle: daar moet vir elkeen van die 5 leiers van die Filistyne 'n afbeelding van die swelsels en van 'n muis saamgestuur word. 5 swelsels en 5 muise van goud gemaak, ooreenkomstig die plaag wat hulle almal getref het. Gee die eer aan die God van Israel en maak dan nou die afbeeldings van die swelsels en die muise wat die land so verniel het. Dalk lig hy sy hand van julle gode en julle land. Moenie julle harte verhard soos wat die farao destyds in Egipte gedoen het nie. En eers toe die Here hulle hardhandig hanteer het, het hulle die Israeliete laat trek. Julle moet 'n splinternuwe wa bou. Kry ook 2 jong koeie en melk wat onlangs gekalf het en nog nooit ingespan is nie. Die kalwers moet julle op hok hou, maar die koeie moet julle voor die wa inspan. Die ark van die Here moet op die wa gesit word, saam met die klein kussie waarin die goue beeltjies is wat as skuldoffer aan hom gegee word. Dan moet julle die wa wegstuur. Kyk dan wat gebeur. Indien die wa pad langs gaan na Bet-Semes, is dit vir julle 'n teken dat dit hy was wat hierdie pla oor ons gebring het. As dit egter nie so gebeur nie, was alles net blote toeval, en dan was dit nie sy hand wat ons getref het nie. Alles is presies volgens die instruksies uitgevoer. Die kalwers is op hok gehou, maar die 2 koeie wat in melk was, is voor die wa ingespan. Op die wa het hulle die ark van die Here, as ook die kussie met die goue beeltjies van die muise en die swelsels gesit. Toe stap die 2 koeie bulk pad langs reguit in die rigting van Bet-Semes, sonder om links of regs af te draai. Die Filistynse heersers het hulle gevolg tot by die grens van Bet-Semes. Op daardie stadium was die inwoners van Bet-Semes juis besig om die koringoes in die vlakte af te haal. Hulle het opgekyk, die ark gesien en uitbundig gejuig. Daar by Joshua, wat in Bet-Semes gewoon het, sy landerye, het die wa tot stilstand gekom. Langs die land was daar 'n groot klip. Toe kap hulle die wa op vir hout en offer die 2 koeie as 'n brandoffer vir die Here. Die ark van die Here en die houtkussie met die goue beeltjies is deur die leviete van die wa afgehaal en langs die groot klip neergesit. Daardie selfde dag nog het die manne van Bet-Semes brandoffers en slagoffers aan die Here gebring. Die 5 Filistynse leiers het dit alles gesien, omgedraai en daardie dag teruggegaan na Ekron toe. Daar was 5 goue beeltjies van die swelsels wat as skuldoffer aan die Here gebring is, 1 vir elke leier in sy stad, vir Asdod, Gaza, Askelon, Gat en Ekron, elkeen 1. Die 5 goue beeltjies van muise was ook vir die 5 Filistynse leiers en hulle stede met die omliggende dorpe. Tot vandag toe dien daardie groot klip op die grond van Joshua van Bet-Semes, waar die ark van die Here neergesit is as 'n getuie. 70 inwoners van Bet-Semes is egter deur die Here getref en het gesterf, want hulle die ark van die Here bekyk. En die volk het baie getreur oor die slagting wat die Here onder die volk aangebring het. En die manne van Bet-Semes het gesê: wie kan bly staan in die teenwoordigheid van hierdie heilige God, die Here? Waarnaartoe sal ons die ark van die Here stuur? Boodskappers is na Kirjat-Jearim gestuur met die woorde: die ark van die Here is aan ons terugbesorg deur die Filistyne. Kom haal dit hier en neem dit na julle toe.